Thank you, Father God, for the privilege of bringing the word this morning to a church that's willing to receive, Lord. Lord, you are the Almighty God. You are the everlasting God. And Father God, we honor you, we worship you, and we praise you, Father God, as we enter into the session this morning, Lord. I pray, Lord, this morning that you would break open the word. I pray, Lord, this morning that your Spirit would speak through me, Lord. Lord, I lay myself down this morning in front of you, Lord, and I rely on your Spirit to guide me and to lead me, Lord, as I bring the word of God this morning to the Church of Christ. We honor you, Lord, we praise you, Lord, and we glorify you, Lord. In Jesus' mighty name. Amen. Leon. Huis van die Israel spreek die Here, ek sal my wette in hulle verstand gee en dit op hulle harte skrywe. En ek sal vir hulle God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. Amen. Take the word this morning. God's given each and every one of you a word. Let's go to the word of God. Let's start off in Matthew, the first book in the New Testament. 5th chapter, let's start there with verse 1. I'm going to start in English this morning and slowly progress. I'll try and mix so Beauty can also understand, Mervyn can also understand, Helen can also understand, and Elijah can also understand. Glory to God. Okay, the Sermon on the Mount. When he saw the crowds, he went up on the mountain, and after he sat down, his disciples came to him. He began to teach them, saying, "Blessed are the poor in spirit, for the kingdom of heaven is theirs. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Blessed are the humble, for they will inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Blessed are the peacemakers, for they will be called sons of God. Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for the kingdom of heaven is theirs. If you are blessed when they insult you and they persecute you and falsely say every kind of evil against you because of me, be glad and rejoice, because your reward is great in heaven. For that is how they persecuted the prophets who were before you. You are the salt of the earth. But if the salt should lose its taste, how can it be made salty again? It's no longer good for anything but to be thrown out and trampled under the people's feet. You are the light of the world. A city situated on a hill cannot be hidden. No one lights a lamp and puts it under a basket, but rather on a lampstand, and it gives light for all those who are in the house. In the same way, let your light shine before others, so they can see your good works and give glory to your Father in heaven." Let's just stop there. This morning we're busy with the third key, your purpose in life. The second key, purpose in life. Thank you. So for us, just to understand your purpose, you need to understand this Matthew 5. You need to understand that you are the salt of the earth. You are called to be the salt of the earth. You are called to be the light on the hill. You with me? And then lastly, you are called to glorify the Father. That's your job. That's why you're on earth. You're on earth to glorify God. So ek wil net so 'n bietjie teruggaan en ek wil gou recap. Vir die van julle wat nou die eerste en die tweede een gemis het, of al sê die inleiding en dan die eerste sleutel, het ons gepraat oor wat is 'n koninkryk. Ons almal verstaan nou al wat is 'n koninkryk. Ons verstaan almal dat ons is konings in hierdie koninkryk. Is julle met my? Ons verstaan almal dat ons het sleutels nodig om hierdie koninkryk oop te sluit. Koninkryks sleutels. Ons het die sleutels gegee en ons het gesê hulle is liefde. Dis jou doel. Dis bekering. Dis geloof en vrees. Dis gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid. Dis gebed en dis God se woord.
So ons het nou klaar die eerste sleutel behandel wat liefde is. Ons is nou vandag by die tweede sleutel wat sê, dit is jou doel. So ons het geleer dat die sleutels van God is die woord van God. Nee, dit het ons geleer in die eerste een. Dit is die woord van God wat deure oopsluit. Nou, om 'n deur oop te sluit, het jy 'n sleutel nodig. Nou, ek het vanmôre die gesag, soos ek julle gesê het die vorige keer ook, van hierdie gemeente. Ek het vanmôre die sleutels van die kerk. So, die eienaar van hierdie huis het vir my gesê, Johan, jy bring vanmôre die woord, ek gee die gesag en die mag aan jou oor, om die gemeente vanoggend te voed met die woord, om hulle te lei, om hulle te vertroos, en alle aspekte van hulle herder te wees, tot ek terugkom. En as ek terugkom, dan gee ek vir hom die sleutels terug, en hy vat sy antwoord. Ok, julle is met daar. So, ons sal oor 'n tydperk hierdie 7 sleutels hanteer. So nou, vanoggend se sleutel is die sleutel van jou doel. Nou, wat is jou doel? Ons het nou gehoor, jy is die sout, jy is die lig, en jy moet God verheerlik. Nou, eerstens moet ons kyk na wat is gesag. Ons het hierdie so ligtelik behandel. What is authority? Ons het dit so ligtelik behandel by die een selgroep, die een hand. So, if you look at authority, there is 2 types of authority. There is the worldly authority, which is the demanding man, like Christu, I'm using Christu, who's saying to Sharon, no, you will do as I say, because I am the head of the house. You will cook my food at a specific time, and you will iron my clothes at a specific time. Dit is wêreldse gesag. Earthly authority. As soos Hitler. Hitler had earthly authority. Go back to the Bible. The Pharaoh had earthly authority over the Israelites. He forced them to work and he pushed them into slavery. That's earthly authority. Then you've got spiritual authority. Spiritual authority is so important because that teaches you that the thing that comes first and foremost is love. Spiritual authority teaches you that the most important thing in authority is to be loved. It's not your will, it's the next person's will. It's not your wish, it's the next person's wish. When you love a person, you tend to put their needs before your own. And then secondly, spiritual authority comes with faith. Love and faith. You got this. You got this. Luke 9 verse 1. Lukas 9 vers 1. Jesus het die 12 bymekaar geroep en hulle die mag en die gesag gegee om alle duiwels uit te dryf en siekes te genees. Het jy skryf hom neer, Johannes 1 vers 12. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God te word en hulle wat in sy naam glo. Julle sien hoe kom die gesag, die autoriteit. Matteus 28:18 en Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Johannes 14 vers 14 sê, as julle iets in my naam vra, sal ek dit doen. Jesus het al die mag op hemel en aarde. So as jy Jesus aangeneem het, as jou persoonlike saligmaker en jou verlosser, dan het jy ook mos die gesag. Die woord van God sê vir ons, jy het die mag en die gesag om op slange en skorpioene te trap. Maar as daar nou 'n slang hier inseil, sal jy op hom trap. As jy 'n skorpioen sien, en jy aan roep sy vrou, Monique, gooi uit. Te bang, skorpioen en 'n slang. Maar ons het daai autoriteit, ons het daai gesag. Markus 4 vers 37 tot 40. Skielik het daar 'n groot storm losgebars en die golwe het in die skei geslaan, sodat die skei al begin vol word. Jesus het op die bank in die agterste gelê en geslaap en hulle maak hom wakker en sê vir hom, meneer, gee u dan nie om dat ons vergaan nie. Toe staan hy op
bestraf die wind en sê vir die see, hou op, bedaar. Die wind het gaan lê en daar het 'n groot stilte gekom. Toe sê hy vir hulle, waarom is julle bang? Het julle dan nie geloof? Tog sê die woord van God vir ons, Jesus sê, groter dinge wat ek gedoen het, sal julle doen. Groter dinge sal julle doen. So, as Jesus dan die storm stil gemaak het, wat stop jou om die storms in jou lewe stil te maak? Markus 11 vers 23 sê, dit verseker dat julle elkeen wat vir hierdie berg sê, lig jou op en val in die see, en daarby nie in sy hart, hoor, nie in sy hart twyfel nie, dit sal gebeur. Nie in sy hart twyfel nie. Hoekom dink julle preek ons week na week oor die hart? Bedrieglik is die hart. Die hart kom die waarheid uit. Die hart kom die valsheid uit. Die hart kom alles uit wat reg en verkeerd is. Nou as jy 'n bevel in die naam van Jesus uitwyk met jou hele verstand en jy glo dit, sê ek nou vir jou, die duiwels gaan sit daar. Maar ons probleem is, ek gebruik vir Christus. Christus is met 'n gees oorval. En ek wil vir Christus bid, want ek wil die gees uit hom uitkry. En ek wil die duiwel bestraf wat in Christus is. En dan sê ek, in die naam van Jesus. Maar glo ek spreek woorde, maar my woorde gaan nie na dade toe nie. Maar as ek sê, met ek glo met alles in my, in die naam van Jesus, en ek kyk jou in jou oë, en ek kyk in daai gees in die binnekant, en ek sê vir hom, kom uit in die naam van Jesus, sal daai duiwel hardloop, soos hy nog nooit gehardloop het nie. Maar, dit begin by jou. Dit begin by die geloof in jou. Want jy kan nie net spreek, sonder om te sê, dat ek glo nie opreg nie. So ons Christene se grootste probleem is, ons glo nie. Stem julle saam? Wat ek anders sien. Ons Christene se grootste probleem is, ons glo nie. Ons glo daar is 'n Jesus Christus, die seun van God. Ons glo dat hy aan 'n kruis gesterf vir ons het dit nou herdenk. Ons glo hy het opgestaan, dat ons het dit herdenk. Ons glo, Jesus sê vir ons, dat hy het vir ons 'n huis gaan voorberei. Ons glo dit. En tog glo ons nie die ander bevele wat ons het. Jesus sê, ek gee jou die mag en die gesag. Maar glo ons dit? Ons glo dit. Die Bybel leer ons dat onreine geeste Jesus gesmeek het om hulle nie te pynig nie. Dit was vir my altyd 'n lekker storie as ek daai storie lees en ek kyk hoe Jesus aangestap kom en dan erken daai bose geeste Jesus en hulle sê asseblief moet ons dit nie seermaak. So wat se tipe krag, wat se tipe mag, wat se tipe gesag het Jesus regtig as die demone vir hom sit? Hulle sê en asseblief moet my nie, is my eie woorde, moet my nie terugstuur hel toe nie. Want hulle weet wat daar aangaan. Moet my asseblief net nie terugstuur hel toe nie. Stuur my liewe in die varke. Hoor julle vanoggend wat ek sê? Dis dieselfde mag en dieselfde gesag wat ek en jy tot beskikking het. Ek lees so in die laaste 2 weke lees ek Joshua en hy het ons vir die Here gevra dat die son stil staan. Yes. En dit is awesome. Ek dink daaraan, hy het 'n versoek aan God gerig gesê, laat die son net stil staan. En die son het stil gestaan. En vandag sê wetenskaplikes dis tog ook maar tyd, missie is ieweste is as gevolg van daai son wat stil gestaan. So as Joshua dan met God kan praat en sê, Here, laat die son stil staan. Wat meer kan jy nie vir God vra? As God vir hom luister, wat maak hom spesiaal? Hy is nie beter as ek of jy nie. Ons sit met klein duiweltjies. Klein bietjie ongeloof. Ek stap met 'n verkoue of iemand is siek of iemand se arm is nie lekker nie. Nou twyfel ons, Here, kan ek regtig vir hierdie ou bid? Gaan my gebed regtig
krag daar, tog het kinders van God die son gesê, gaan staan stil en hy staan stil. Verstaan julle hoeveel gesag het ons? Dit laat my dink aan 'n getuienis wat ek geleer het, wat ek gelees het, of geluister het althans, van 'n leraar, wat vir sy eerste keer vir iemand gebid het wat in 'n rolstoel was. Hy het op sy knieë gegaan en hy het vir hierdie vrou gaan kniel en hy het vir haar gebid met sy hande op haar knieë. En die duiwel kom toe, die duiwel sê vir hom, voor hy begin bid, maar wat as daai vrou nie opstaan? Hoe gaan jy voel? Wat gaan die mense dink as daai vrou nie uit die rolstoel uit opstaan nie? En hierdie prediker maak 'n bold move en hy sê, maar wat as sy daar opstaan? En die duiwel het van hom gevlug. Want hy het geglo, as hy met sy lippe spreek, dat daai vrou sal kan loop, sal God haar genees en sy sal loop. So hierdie is die tipe autoriteit. This is the type of authority that we must have. Your words must speak life. Carla het hieroor gepraat, nee, maandag, dinsdag, laasweek, die week voor dit. Carla gepraat oor jou woorde, wat in aksies ingaan. Maar onthou, jy moet glo. Want dit help nie, ek gaan bid vir Christus, maar ek glo nie dat Christus kan genesing kry nie. Dit help nie, ek bid vir Tannie Carla vir vrymaking, maar ek glo nie dat sy kan vrymaking kry nie. Is julle met my? So hierdie is 'n groot ding om te glo. 'n President, 'n eerste minister, wat dan nou? En 'n koning, die 3 hoë ampe. Hulle het elkeen 'n doel. A king has a purpose. A president of a country has a purpose. A minister of a department has a purpose. Die president se purpose is om die land te regeer. Die minister se purpose is om daai departement te regeer, né? Wat se koning se doel? Sê vir my. Sy doel is om te dien as 'n staatshoof en in te tree vir regverdigheid en onregverdigheid. So, elkeen het 'n doel. En dit is waaroor ons vanoggend praat, oor wat is jou doel? Nou, Leon sal vir my sê, my doel is om mooi braaie te maak, want hy kan, en hy mag. Dis my doel. Ek maak mense gelukkig in daai opsig. Dat hy sal sê, my doel is om te bak en te brei, want ek maak mense gelukkig deur my kos. Nietie sal sê, kom jy raai. My doel is om vis te vang. En dis my doel, want dit gee mense voedsel nommer 1 en dit gee my genot. So ons elkeen het 'n doel, nee. God is ons liefdevolle hemelse Vader, wat ook hê ons moet geluk en vrede vind. So, het jy al ooit gehoor van daai gesegde wat hulle sê, if you love something, then you won't work a day in your life. Daar's 'n verskil. Daar's 'n verskil om iets so lief te hê, dat jy dit sal doen. You'll do it for free. Mervyn, music. You'll go and do music for free. If I call you and say, Mervyn, come play at my wedding, you'll come there and say, I'll do it for free. Why? Because you have a love for music. You have a passion for music. You feel it's your purpose, because that's the way how you speak to people. You speak to people through music. Ons doel op aarde is om God lief te hê en God te verteenwoordig en te verheerlik op aarde. Ons doel is nie om lang ure te werk. It's not our purpose. Our purpose is not to wake up every morning and go and work. You know, ek sit en bedink hierdie ding. Elkeen van julle wat hier sit, was eendag klein. En julle het elkeen 'n droom gehad van wat julle wil word as julle eendag groot is. En ek seker party van julle het opgekom met die snaakste goed.
ek het 'n begeerte gehad om 'n politikus te word. Ek wou in politiek ingaan. Hoekom? Want ek wil ook praat. Almal praat. Ek wil ook praat. Maar vandag hou ek nie van praat nie. Maar dit was my begeerte daai tyd. Wat was jou begeerte as 'n kind? Nou gaan jy sê, jy kan seker vir my sê, ja, Nikkie het gesê, jy's toe hy klein was, sê, sy pa, ek wil 'n visserman wees. Sy pa het gesê, 'n visserman. Nee, jy gaan 'n ambagsman word. Dieselfde met my. Ek het gedink, ek wil dalk, kom ons sê, ek het gedink daai tyd, as 'n kind, wou ek 'n prediker word. En ek sê jou gegarandeer, my pa het gesê, hel nou, daar's nie geld in prediker nie. Jy gaan vir jou 'n job soek, wat jy kan geld maak. Want jy moet maar jouself kan omsien. En ons is in hierdie prentjie in geprogrammeer, om vir ons te sê, you have to go to school, you have to go and study. If you have the money, if you don't have money, then it's fine, don't go and study, but then you'll go and find a job immediately. En dan werk jy. Want as jy nie die dag werk nie, hoe gaan jy lewe? Hoe gaan jy jou huur betaal, hoe gaan jy jou skuld betaal, hoe gaan jy alles betaal, as jy nie werk? Maar as dit ons doel, were we put on earth to work 8 to 5 job, work weekends, have sleepless nights, get diabetes, get blood pressure because of work-related stress and problems, where you take your work stress and you actually make it your own. When you come home, you take it out on your family. Did God design us in that way? So, hoe identifiseer ons doel? We have a purpose, but we have to identify our purpose. But before you can identify your purpose, you first need to ask yourself 5 questions. Who are you? Who are you? Yeah, I know, my name is Caroline. Who are you? That's the first question. You need to identify who you are. Secondly, you need to ask yourself, where am I from? Hier is diep vraag hoor. As jy gaan sit, skryf dit neer in jou boekie. Want jy moet vir jouself hierdie vraag gaan beantwoord by die huis. Wie is jy? Jy sien die probleem met mense is, ons wil ander mense wees. Ons wil kom en ons wil hierdie, wat is hierdie Cobain, wat is hierdie goed? All Stars. Nee, maar dis nie All Stars naam. Jy wil hierdie Gucci goed dra. Jy wil ander mense naam dra. Jy wil 'n ander mens verteenwoordig. Jy wil loop met Nike. Is jou naam Nike? Jou naam is Nike, maar jy wil Nike broek, Nike hemp, Nike skoene, want jy wil iemand anders verteenwoordig. Maar jy verteenwoordig nie jouself. Die derde ene is, hoekom is ek hier? Why am I here? Hier is 'n baie diep vraag. As jy gaan kyk, why am I here? Vierde een, what can I do? What can I do? Not just for myself, but what can I do for Richards Bay? En dan die laaste een is, where am I going? Wat is jou plan? Jy moet 'n plan hê. Pastoor kom altyd en hy dril dit in ons in. Wat jy doen? Wat jy visie? Wat jy doen? Wat jy visie? Jy kan nie doelloos wees nie. Jy kan nie visieloos wees nie. Wat is jou plan? Wat is jou doel? En daai gedagtes loop elke dag. Wat is jou doel? Wat is jou doel? Wat is jou doel? Wat is die vyfde vraag? Where am I going? So eerste, ons het hierdie 3 punte hanteer. Ons het gesê, you have to prioritize, you have to organize, and you have to discipline. You have to prioritize in life what's important to you. Wat's belangrik? Okay, God's belangrik, my familie is belangrik, my werk is belangrik, en visvang is belangrik. Nou het jy die 4 goed geprioritiseer. Daar's dit. Nou moet jy hulle organiseer. Wat is vir jou die heel belangrikste? So nou vat jy God uit, okay, God is eerste. Dan kom jy tweede, dan sê jy my familie is tweede. Dan kom jy, dan sê jy my werk is derde. En dan sê jy visvang is vierde. Okay, nou het jy dit so. Okay, nou moet jy jouself dissiplineer. Elke dag. Every day you have to discipline yourself to say that God
is the most important thing in my life. So when I open my eyes, I need to discipline myself to go to the Word of God, study, pray, and spend time with God. That's the first thing. Then after I've spent time with God, I cannot take my fishing rod and go fishing, because that's not a priority. The second priority is I need to work. 2, and money. Oh, family first. Sorry, family first. Yeah, sorry, let me just correct that. It's your family second, then your work, because you need to provide, and then you get to your hobbies, which is fishing. So you need to discipline yourself every single day. Sodra jy jou gawes en jou passies en die 5 vrae beantwoord het, dan moet jy dit vat en in gebed neem na jou Vader toe. Want jy gaan nie die hele plan hê nie. Sy doel vir jou lewe is duidelik, en die Gees van God sal jou hart oortuig en seker maak dat jy nie verkeerd verstaan nie. Sy leiding en jou roeping sal bevestig word deur God. So baie mense sê, nee Johan, kan nie wees. Maar ek sê altyd, lees jou Bybel, bid elke dag. Daai ding is in jou geïmprint. Elijah, always remember this. Read your Bible and pray every day. Don't forget it, because it's a lesson that's going to go with you all your life. There's some big adults here today, they forgot that you have to read your Bible and pray every day. Then they don't get answers from God. Die Bybel sê vir ons kan vir God vra vir alles wat ons nodig het. So ons soek ons doel, ons het geprioritiseer wat's belangrik, waarvan hou ons nie, ons het dit in volgorde gesit. Now we take that bunch to God in prayer and say, Lord, guide me, teach me. Maar die probleem is, met mense vandag, ons maak nie op God staat. Agree? Whose opinion is more important? Jy weet, ek wil nou my werk los, en ek wil nou in voltydse bediening gaan. Maar Jesus, is moeilik, man. Nikkie, wat sou jy sê? Kan ek my werk los? En kan ek in voltydse bediening gaan? Ja, sê. Dis maklik om vir die pastoor te gaan vra, of om vir jou buurman te gaan vra. Wat dink jy? Maar wat dink God? Wanneer laas het jy 'n probleem gevat na God toe? En gesê, Here, ek weet nie meer wat om te doen. Ek is op my knieë, ek het nie meer antwoorde nie. Bly my. Gee U my die antwoorde. Maar ons is maklik om na mense toe te hardloop. So, ons het gesê, spandeer tyd in die woord. Kan jy vir jouself voorstel dat jy in die army was? Jy was in die army, Christen. Is jy nie in die army? Okay, Mervin, was jy in die army? Okay, jy's al baie jonger, hè? So can you imagine, just let's say for argument's sake, in that time you were married to Tertia, and she sent you all these love letters, and you just receive them and put them in a box. Receive them and put them in a box. Would you really know how Tertia felt about you? You won't. En dis dieselfde met ons. Ons sit hier met 'n liefdesbrief wat vir ons opgeskryf is. Ons moet net gaan en dit gaan lees. Maar ons verkies om dit in 'n boksie te gooi en te sê, later. Dan natuurlik moet ons bidverrigting. Gebed is 'n wonderlike manier waarop ons God gegeewe doel kan ontdek en vervul. Wanneer laas het jy deurnag gebid? Enige iemand die wat deurnag gebid het, steek jou hand op. En as jy wil bely na die tyd, kan jy kom bely as jy geniet. Want sien julle die probleem wat ons het? As kerk bid ons nie meer nie. Ons kan nie meer 10 minute liewe Jesus gebedjies bid en sê, ons is nou klaar en God is nou tevrede. Nee. Persoonlike verhouding. Heel dag praat jy met God. Here, ek sukkel, ek struikel. Here, ek is swak. Here, help my. Ek weet nie hoe gaan ek hier deurkom nie. Here, ek moet hierdie braai bou, Here, maar ek verstaan nie die konsep nie, Here. Hoekom wil die ding nie werk nie? En ek sê vir jou, die Gees van God gaan vir jou lei.
En dan natuurlik om jou passies te gebruik. So God het vir elkeen 'n spesiale passie gegee. So, Monique, as ek vir jou sou vra vandag, wat is Tannie Elsa se sterkpunt? Wat gee sy nog behalwe bak? Liefde deur haar bak. Sou Tannie dit sê? Nee. Want ons sê nie myself, ek is 'n baie liefdevolle mens nie. Maar ander mense sê, wow, ek sien nie liefde in jou. Sharon, wat sou jy sê van Valerie? Wat is Valerie se eienskap wat sy het? Ek ken Valerie nie so. Okay, wat is Tasha se? Bely daai, jy moet dan leer ken. Wat is Tasha se sterk? Wat is Tasha se punt? Opgewondenheid. Ja, sy is Maar opgewonde. Tasha sal dit dalk nie so sien nie. Want as jy vir my kom sê, weet jy wat? My sterkpunt is om met mense te praat. Gaan ek vir jou sê, want ek praat met julle, maar vir my voel dit nie 'n sterkpunt. Maar julle sien dit van die ander kant af, en dan is dit sterkpunt. So is altyd iets wat jy nie van jouself weet nie. Mense sal altyd praat, as jy op jou begrafnis kom die dag, en jy nou daar in gees afkyk op almal, ek weet nie of dit so neig in werk is nie, maar as jy nou in gees daar sal wees, dan sal jy nou hoor hoe gee hulle jou blommetjies. Sê, Jesus, Nikkie was so 'n goeie ou. Nikkie het altyd groot visse gevang en vir almal gegee. So al die mooi dinge word daar gepraat, né? Al die blommetjies word gegee. Maar elkeen het gawe. En so het ons ook die gawes van die Gees gekry. Daai 9, né? So daai gawes van die Gees is daar vir elkeen en dit help ons om ons doel te kry. Dan net sê, Joshua, waantoe is die tyd? Want dit is 'n paar nie so lank. Romeine 8 vers 28 sê vir ons, en ons weet dat God in alles ten goeie meewerk vir die wat hom liefhet, wat volgens sy vermoë geroep is. Dit is die sleutel om te onthou dat God se doel is wat die belangrikste is vir ons lewens. 1 Timoteus 2 vers 1:9 sê Paulus, hy het ons gered en ons geroep tot 'n heilige lewe. Nie op grond van enige iets wat ons gedoen het nie, maar op grond van sy eie doel en sy genade. Is julle met my? Het julle al in die Bybel gelees van 'n doellose Bybelse karakter? Enige iemand in die Bybel wat doelloos was? As jy hom kry, stuur vir my hoor. En ek het nie een doellose karakter in die Bybel opgespoor nie. Selfs Judas, wat Jesus verraai het, 'n doel gehad. Dit was sy doel. So, kom ons kyk gou 'n bietjie na 'n paar Bybelse voorbeelde van mense wat 'n doel gehad het. So kom ons kyk na Moses. Daar is nommer 1. Kom ons begin sommer gou. My vrou sê altyd vir my, jy weet, ek vind dit baie snaaks dat as jy altyd preek jy uit die Nuwe Testament uit. Maar jy preek nooit uit die Ou Testament uit. Waar is die beloftes van die Ou Testament? Hoekom fokus julle altyd dit op die nuwe beloftes? Wat van die ou beloftes? Dit wat God reeds vir julle gedoen het. Kyk hoe Nikkie sê, ja, ek stem saam. So let's go to Moses. Moses had one purpose, and that was to lead the Israelites out of Egypt. Dis sy doel. Het Moses gesukkel daarmee? Yes, he battled. He battled because God called him and God said to him, Moses, I want you to represent the folk. What's it for? The nation, right? Yeah. I want you to represent them. What did he say? Oh, nee, julle. Ek sê verkeerd uit. God, I can't even speak. Kan nie ek wees nie. En dit bring my terug na die tyd toe ek geroep was. In this exact same church, I think around about there where Monique and Valerie is sitting now, the church was the other way around, and Pastor stood that side, and the first couple of days when we came here, he looked at me,
And you know, he has that way of looking at you deep. Yes, daarachter. And he's looking and looking, and he wants to say something, but let me not say. And then eventually the Spirit of God stirred something in him and pushed him, and he was still busy preaching. And while he was preaching, he said, "Yay!" En ek het ja. Hy soek 'n preekmaatjie. He's looking for someone to build up this church with him. Sê nie vir my nie goed. Not for me, thank you. En nou aan. Jy's geroep. Nee. Baie vat dit nie. Ek sê, nou die derde keer sê hy vir my, jy's geroep. En ek sê, is hierdie ou praat dan nou baie oor dieselfde storie. Kom ek gaan hoor bietjie wat sê ander mense. Nie wat sê God. Well, I didn't go to God and ask God, what's your purpose for my life? Said, as you go to a worship evening and as you go to other churches and the pastor say, come, let me pray for you. Let me pray for you. I was the first one there. What is God saying to you? Confirmed. Confirmed. Pastor went away for a weekend and Trudy was preaching here. And there was only ladies, huh? The men went away. And I was asked, because I was the only male, to give Trudy flowers and thank her afterwards. And when Trudy closed off, she said, I was not supposed to preach here today. The preacher is here. Toe sy dit bevestig, wat die Here gesê het. En so op die laaste keer, we went to Lewende Woord. There was a guy there from Joburg, and he ministered to all of us. And I went there, I stood in the queue for prayer, and I said to him, can you tell me what the Lord is showing you? And he said, no, but what do you want the Lord to show you? I said, it doesn't help me telling you, because then you'll know. I want you to tell me something I don't know. And he said, close your eyes. And he prayed over me. And the next minute the Spirit of God came over me, and in my mind it was like a screen. And there's Johan on the stage with the Word of God in his hand, preaching to thousands and thousands of people. And I said, thank you, Lord, for that confirmation. And the next year I started my studies. And I said, Lord, you know, I do not know what to do here. I don't even have biblical knowledge. I read a few verses, but I don't have the knowledge, Lord. How am I going to get through this? Now you start relying on God. In my first year, I did 10 exams. All glory to God, average of 99% for the year. 99% for a person who didn't even have any biblical experience. When God has called you, when God has given you a purpose, you must know He's given you a purpose. Joshua, he was the man who told the sun to stand still. So he had a purpose. He was the one who followed, opgevolgd. He followed up Moses. When Moses eventually died, Joshua had to take the Israelites and take them through to the promised land. He had a purpose. Jeremiah, his purpose was to be a prophet and to give a message of God's wrath to Judah. When God called Jeremiah, He said to him, do not be scared. Because God knew exactly what was going to happen with Jeremiah. He told him, do not be scared. If God calls you to do something and it gets difficult, don't forget to find your purpose. And remember one thing, God will not just leave you so quickly. When you say, God, no, you're actually opening a can of worms. Because God will put you in your calling. Let's go. Kom ons gaan na Salomo toe.
Salomo se primêre doel was om met wysheid en geregtigheid te regeer. Die koninkryk van Israel te lei na die tempel en Jerusalem te bou. Toe God vir Salomo geroep het, het hy dit gedoen in 'n droom. En toe vra hy vir Salomo, wat kan ek vir jou gee? En Salomo maak 'n keuse, hy sê ek soek wysheid. Ek soek nie geld nie, ek soek nie mag nie, ek soek wysheid. En God ken sy hart en hy sê, kom ek gee vir jou dit wat jy nie wou gehad het nie, saam met dit wat jy wou gehad het. Paulus. Wie ken vir oom Paulus? Hulle raak stil hier in die gemeente. Oom Paulus, hy was die vervolger. En hy het die volger geword. Kyk hoe gebruik God jou. Ons dink dalk Paulus, voor hy Jesus ontmoet het, was hy dalk nutteloos, want hy het almal vervolg wat Jesus gevolg het. En tog het God in hom gewerk. Sy primêre doel was om die evangelie van Jesus Christus te verkondig, om hulle in verhouding met God te bring, en hulle te help groei in geloof en volwassenheid. God het Paulus geroep om te lei ter wille van die evangelie, die vervolger en die vervolgde geword. Maar deur dit alles het Paulus geleer om dankbaar te wees, tevrede te wees, ten spyte van sy swaar kry. Net so sal jou roeping of jou passie wat jy het, ook nagevolge het, en jy sal dit ook moet dra. Timoteus sy primêre doel was om as sendeling en leier te dien, saam met Paulus, en te werk en later kerke op sy eie te lei. Paulus en Silas het die ouderlinge van die gemeente bymekaar gemaak, en Timoteus die hande op hom gelê en geprofeteer. Wanneer 'n pastoor geordineer word die hande op hom gelê, en dan word daar geprofeteer oor hom, daar word gebid oor hom, sodat jy in jou volmaakte roeping kan kom. So net soos Timoteus 'n geestelike gawe ontvang het, kan ons selfs vandag nog hierdie gawes ontvang. Maar ons elkeen het 'n besondere gawe van God ontvang. Ons moet dit net eers gaan soek. As julle met my bel ook gehad in die kerk, vind jou doel. Jou doel en jou roeping word aan elkeen gegee met ooreenstemming van die gawe wat jy van God ontvang het. So om jou doel te vind, deur jou geestelike gawe te ontdek, is die manier waarop jy die liggaam van Christus sy kerk moet bedien. Ons roeping, ons doel en ons bediening is iets wat alle Christene het. Alle Christene het dit. Net soos Josua, sal ons doel leer ken terwyl ons die skrif lees en dit bedink. Op dieselfde manier as Moses sal ons doel deur geloof kry in gehoorsaamheid. Soos Jeremia sal God ons ongemaklik maak tot ons uitstap om sy doel te bereik. Elkeen word geroep vir 'n spesifieke ding, en as dit bevestig is en gespreek is oor jou lewe en jy dit nie wil hê nie, moet jy weet, God vat nie nee verantwoord. Hy forceer jou nie, hy manipuleer jou nie, maar hy vat nie nee verantwoord. Net so Salomo sal ons 'n doel vir mense wees. Ons doel sal wees mense, nie dinge nie. Salomo het gevra vir wysheid, nie vir rykdom en krag nie. Op dieselfde manier as Paulus sal ons ware doel verder as hierdie lewe betekenis hê. Ons sal leer dat hierdie is 'n tydelike reis waardeur ons gaan. Ons sal leer dat niks wat op hierdie aarde gebeur eintlik regtig saak maak. Ons sal leer dat ons fokus eintlik moet wees op die dinge daarbo. Net soos Timoteus het God aan ons die vermoë gegee om dit wat ons nodig het in ons doel uit te leef. Jesus het vir ons gesê in Matteus 7 vers 7, vra en vir julle sal gegee word. Ask and for you shall be given. Matthew 7:7. Klop en vir julle sal oopgemaak word. Soek en julle sal vind. Psalm 138 vers 8. Die Here sal sy planne vir my lewe uitwerk, want u troue liefde, Here, is tot in ewigheid. Spreuke 19 vers 21 sê, baie is die planne
in 'n mens se hart, maar dit is die Here se doel wat seëvier. Spreuke 3 vers 5 tot 6, vertrou op die Here met jou hele hart, moet nie op jou eie begrip staat maak nie. Soek sy wil in alles wat jy doen, en hy sal jou wys wat 'n pad om te neem. Josua 1 vers 9 het jy nie beveel, wees sterk en moedig nie, moet nie bang wees nie, moet nie moedeloos word nie, want die Here jou God sal met jou wees. Soos net so, wanneer God jou roep, sal jy besef dat God jou nie roep vir die materiale dinge op aarde nie. God doesn't call you for money. God doesn't call you for big houses. God doesn't call you for big caravans. God doesn't call you for luxurious cars. He calls you for something that will broaden the kingdom of God. Waartoe God jou ook al geroep het om jou doel te vind, sal jy uiteindelik mense dien. Elkeen van ons het daai roeping. Jy mag dalk daar agter sit, julle twee jong dametjies. En julle mag dalk dink julle het nie 'n roeping nie. Julle mag dalk dink julle is op hierdie aarde omdat julle gebore is en julle is hier, maar julle het 'n groter doel. Elkeen van julle hierso het 'n groter doel. You just need to Lord, what is your purpose for my life? Jy mag dalk geld maak om hierdie ding te doen wat jy doen. Soos predikers is geroep om te preek. Hulle is nie geroep om fancy karre en huise, vliegtuie en helikopters uit te kry nie. Maar daar gaan geld uitkom. Maar moenie dink dat jy geroep is om geld te maak. Hy roep mense om te dien. Om te dien. Om te dien. Hoekom kan ons nie kerk kyk op YouTube nie? Want jy kan nie dien op die TV nie. Jy kan nie dien van jou bed af nie. As jy dan ek het gehoor ons moet in die Bybel staan nie 'n dienaar te wees nie, moet 'n disipel wees. 'n Dienaar, want die disipel is 'n dienaar. 'n Disipel is 'n dienaar, want jy dien. Jy stel ander se behoeftes voor jou eie. Jy is daar om te doen waarvoor God jou geroep het, maar jy dien nog steeds. Hoekom was ons voete? Ons was voete omdat ons sê, ons dien mekaar. Ons bedien mekaar. Laat ek jou aanmoedig om God te vra om sy doel aan jou te openbaar. Dis vanmôre se opdrag vir jou vir die week. Gaan huis toe en gaan vra vir God om sy doel aan jou te openbaar. En wanneer hy dit doen, besluit om aan sy wil toe te gee en wandel volgens wat hy wil hê jy moet doen. Baie keer kry jy 'n roeping oor jou lewe of jy kry 'n doel wat om te doen, dan is ons weer strewig. Ons sê nee. Wat het ons groot vriend Moses gesê? Nee, ek gaan nie, ek kan nie, ek wil nie, ek kan nie praat nie. Tog het God gesê, ek gaan vir jou die woorde gee om te praat. Dit is jou verantwoordelikheid om God te soek en om die deur oop te sluit. Jy het die sleutels wat die woord van God is. Jy het die keuse om die deur oop te sluit. En wat se sleutel praat ons vandag van? Dis die sleutel van geloof. Dis die sleutel van geloof wat tot op gesag opeindig. So, as jy met gesag kom en jy doen wat God van jou verwag, of jy doen waarvoor God jou geroep het, sal alles ten goeie eindig. Sonder geloof sal jy nooit by God se planne vir jou lewe kan inskakel nie. Gesag is iets wat jy moet hê om te spreek. Woorde wat met gesag, hoor hierso, kyk hier neer. Woorde wat met gesag gespreek word, maak uit geloof deure oop. Words that are spoken with authority unlocks the doors of faith. Weet julle hom so?
So my versoek is vandag vir julle, en hiermee sluit ek af. Vat vandag jou gesag op in geloof en maak dan jou koninkryk weer oop. Amen en amen. Kom ons sluit die oë. Vader, ek dank U vanmôre vir U woord. Ek dank U, Here, dat U vanmôre vir ons net weer herinner aan die gesag, die mag en die autoriteit wat ons het in Christus Jesus. Ek bid vanmôre, Here, dat U so in elkeen sy doel sal openbaar, Here, waarvoor U ons geroep het, Here. As gemeente is ons nie net geroep om te kom kerkstoele vol sit nie, Here, maar U het ons geroep vir iets groter. Ons is nie almal pastore nie. Ons is nie almal evangeliste nie. Ons is nie almal profete nie. Maar ons elkeen is 'n disipelmaker. En daarvoor bid ek, Here, dat U vanmôre in elkeen se hart sal werk. Dat U vanmôre die gedagtes van die mens op sy plaas. Dat U vanmôre U wil in elkeen van ons sal openbaar. En dat ons bruikbare instrumente sal word vir hierdie koninkryk, Here. Mag ons nooit vergeet dat ons konings is nie. Mag ons nooit vergeet, Here, dat die koninkryk van God aan ons beloof is, die Here. Mag ons nooit vergeet dat die koninkryk van God is 'n plek waar ons op vir ewigheid gaan deurbring. Help ons, Here, om die koninkryk te verstaan, en soos ons week na week, Here, deur elke sleutel gaan en elke sleutel hanteer, Here, bid ek, Here, dat U vir ons meer wysheid sal gee, Here. Meer kennis sal gee, Here. En dat die koninkryk van God openbaar sal word, Here, in elke gewillige hart. Ek bid dit vanmôre in Jesus naam. Amen. Die van julle wat wil saam met